22 tref ons vir Paulus aan waar hy in Jerusalem is. Ja, onthou nou vorige keer het ons vertel hoe hy daar in Jerusalem kom om die Christene te bemoedig en moed in te praat en hoe dan die Jode in Jerusalem hom sommer laat gevange neem. En hoe die Jode so in opstand kom en oproer kom dat die Romeinse soldate moet ingryp en vir Paulus gevange neem net om hom uit die hande van die Jode te kry. Nou hier in Handelinge 22 lees 'n mens hoe die Romeinse offisier wat in beheer is van die garnisoensoldate daar in Jerusalem, juist vir Paulus probeer neem na die kaserne daar in Jerusalem, die fort waar die Romeinse soldate dan nou gestasioneer was. En op pad daarheen vra Paulus vir hierdie offisier, jong, kan ek dalk met die Jode praat? Te vreemde versoek, né? Hier volg die Jode vir Paulus en die Romeinse soldate, soos wat hy dan op pad is na die kaserne in Jerusalem, en Paulus vra, maar mag ek met hulle praat? Die offisier sê, ja, natuurlik, jy kan met hulle praat, dalk het hy ook nie verstaan waarom Paulus nou met hierdie Joodse skare wou praat nie. En dan lees ons nou die interessante, Paulus draai hom na die Joodse skare toe, die mense wat nou skree hulle weg met hom, en hy praat met hulle in Hebreëus. En dit is nou belangrik, want dit is nou die taal van die Jode mos. So Paulus vir 'n oomblik praat in 'n taal wat die Romeine nie verstaan. Die Romeine sou dalk waarskynlik Latyn of nou Grieks, die taal van die algemene wêreld van daardie tyd verstaan het, maar hier praat Paulus met die Jode voor hom, in Hebreëus, in hulle eie taal, en dit is nou 'n belangrike punt. En wanneer hy dan nou met hulle in Hebreëus praat, dan begin hy vir hulle te verduidelik wie hy is. Nou lees ons, Paulus sê vir hulle, ek is 'n Jood, ek het studeer onder die groot geleerde Gamaliel. Nou sal jy onthou, daar in die begin van die boek Handelinge, daar wanneer die eerste Christene nou in Jerusalem kom, dat een van die Joodse leiers, man met die naam van Gamaliel, juist die ander Joodse leiers waarsku en sê, jong, wag 'n bietjie, ons moet nie te gou teen hierdie mense wat Jesus verkondig optree nie, dalk kom hulle van God af, dalk is hierdie boodskap regtig van God af, dan sal ons dit nie kan keer. Gamaliel se wysheid. Maar nou sê Paulus, dis onder daardie wyse man wat ek geleer het. Tweede plek sê Paulus vir hulle, jong, ek het ook op 'n stadium die Christene gehaat. Ek wou ook die Christene doodmaak, vervolg, sê Paulus. En nou sê hy, nou wil ek nie meer hulle doodmaak. Nou is ek aan hulle kant. En nou sal mens nou maklik kan vra, wat het die verandering gebring? Wat het gemaak dat Paulus, wat so ywerige vervolger van die Christene, 'n vriend van die Christene, een van hulle geword het? Is dan nou juist wat Paulus volgende vertel. Hy sê vir hulle, jong, wat is nou anders? Jong, ek het daar 'n keer op pad na Damaskus toe ek daar Christene wou gaan vang, 'n ongelooflike belewenis ervaar. Nou sal jy mos nou onthou, Paulus vertel van hierdie ongelooflike ervaring op pad na Damaskus in Handelinge 9 en in Handelinge 16. En hier nou in Handelinge 22 vertel hy weer, hy vertel van die stem wat hy uit die hemel hoor, hy vertel van die lig wat op hom skyn, hy vertel hoe hy blind word, en dan vertel hy nou net daarna wat gebeur, ja, die stem sê vir hom, sê hy in vers 13 tot 15, gaan na Damaskus toe, daar sal 'n sekere Jood met die naam van Ananias met jou praat. Maar hoor nou, hoe slim is Paulus wanneer hy hierdie gebeure aan die Joodse skare daar in Jerusalem vertel. Hy sê, 'n Jood met die naam van Ananias het my daar in Damaskus kom sien. Hierdie Jood met die naam van Ananias sê toe vir my die volgende. Dit is nou belangrik om hier op die woorde te let wat Paulus gebruik. Hy sê, Ananias sê vir my, die God van ons voorvaders het jou geroep. Tweede plek, Ananias sê, Paulus, jy sal die regverdige sien en hoor. En derde plek sê Ananias vir Paulus, jy moet sy naam verkondig. Nou vertel Paulus hierdie presiese woorde om te sê, dis wat Ananias, 'n Jood, vir my gesê het. En hy praat nou self met 'n Joodse gehoor. So wat gebeur is dat Paulus sy toespraak daarvoor die Joodse skare so slim inrig, dat hy baie spesifiek woorde, stellings gebruik, nie om aanstoot te gee nie, maar om die Jode te wil leer wat hier aan die gebeur is. As mens nou mooi lees daar in Handelinge 22, dan gebruik Paulus nie een keer die naam van Jesus wanneer hy met die Jode praat. Hy praat doelbewus van die God van ons voorvaders, die regverdige.
ons moet sy naam aanroep. Hy praat nie van Jesus nie, hy wil juist vir daardie Jode in Jerusalem wys, ons is deel van hierdie mense, ons God praat met ons. So amper asof Paulus vir hulle wil sê, kyk, ek het nie 'n nuwe godsdienst begin nie, ek is deel van julle, ek's een van julle. En nou vertel hy vir hierdie mense in Jerusalem, jong, die dag toe ek nou daar uit Damaskus kom, toe sê ek reguit na die tempel in Jerusalem toe, hoor nou wat sê hy gebeur daar, vers 18 sê hy vir hulle, daar het ek in 'n geesvervoering beland, en God stuur my toe na die heidene toe. Weereens, niks van Jesus nie. Paulus wat vir Jode sê, dis God wat met my praat, en in 'n geesvervoering het hy my opdrag gegee om te gaan vertel, te getuig. Wat doen Paulus? Paulus praat met die Jode in hulle taal, Hebreeus. Hy praat met hulle in terme wat net hulle verstaan, die God van ons voorvaders, die heilige, die regverdige het met my gepraat. Juist wil Paulus vir hulle sê, ek's een van julle. Ons God het my gestuur. Ons God bring vir ons nuwe kennis, nuwe inligting oor hoe om hom te dien. Dis nie 'n vreemde boodskap nie, wil Paulus amper vir hulle sê. Julle kan dit gerus glo. Ons God bring 'n nuwe boodskap. Dis wat Paulus vir hierdie mense in Jerusalem wil vertel. Ek is een van julle, God lei my om julle te help, om Jesus te ontmoet. Wat dit vir ons beteken is dat ons juis hier in 'n les vind hoe Paulus toegewyd, slim woorde gebruik, en opregtheid ervarings deel, om mense na Jesus toe te lei. Dan vra dit van ons ook om mooi te dink oor ons verhouding met God. Wanneer ons met ander praat, hoe kan ons hulle aan hierdie Jesus voorstel? Kom luister 'n volgende keer verder na verhale uit Handelinge.